Hallo almal, in hierdie video gaan ek vir jou alles leer wat jy moet weet oor gradiënt of helling soos wat jy dit vind in die graad 9 syllabus. Die simbool vir helling of gradiënt is 'n klein letter M. Dan is daar 'n formule en ons sê dat die gradiënt is delta y op delta x. Nou jy wonder seker nou wat is hierdie delta nou? Dit is 'n manier in wiskunde hoe ons delta y beteken die verandering in y oor die verandering in x. En op die ou einde het ons 'n formule en ons formule gaan dan uit 2 punte bestaan waar ons gaan sê dit is die y van die een punt, die y-koördinaat van die een punt minus die y-koördinaat van die ander punt gedeel deur die x-koördinaat van die een punt minus die x-koördinaat van die ander punt. Nou, om hierdie vir jou 'n bietjie beter te verduidelik, die verandering in y oor die verandering in x, het ek nou vir jou uit 'n vorige video 'n vraag uitgehaal waar ek gepraat het van rise over run. So kom ons kyk gou na daardie vorige video en dan gaan jy dalk bietjie beter verstaan wat die verandering in y oor die verandering in x is. So daar vlieg die hulpmannetjie nou in. Jy gaan hulp vind gou op die volgende skyfie. Reg, nou het jy al die voorkennis wat nodig is om hierdie reguitlyn te skets deur middel van die gradiënt afsnit metode. Nou, die eerste ding wat moet gebeur is kom ons lig nou uit wat is nou eintlik ons vergelyking. En stem jy saam, ons vergelyking wat ons nou gaan skets is tog die lyn y is gelyk aan 2 op 3x min 4. Nou baie belangrik daar is jy moet nou verstaan, eerstens, dat jou lyn is in standaard vorm. Hoekom? Want dit is y is gelyk aan wat. Nou, weet jy die getal voor die x se koëffisiënt, dit is m, in hierdie geval die helling 2 op 3, en die konstante, met ander woorde die getal op sy eie c-waarde is min 4. Dit is die y-afsnit. Nou goed, ons metode is die gradiënt afsnit metode. So ons begin by afsnit en die afsnit impliseer die y-afsnit. En ons weet nou teen hierdie tyd dat die y-afsnit is min 4. So daardie is die y-as en hierdie daardie is die x-as. So daar het hy nou vir jou ingevlieg gekom. Sien jy? By min 4 op die y-as is die y-afsnit min 4. Dis waar jy begin. Goed. Nou gaan ons werk met die gradiënt gedeelte. Nou kyk links. Ons gradiënt of helling is 2 op 3. En hoe ons dit nou gaan doen, is ons gaan nou daardie gradiënt gebruik om ons te help om ons koördinaatjies te plot. En ons gaan dit so doen met ietsie wat ek nou soms in Engels die beste kan sê, is rise over run. Nou eintlik is rise beteken gaan boontoe en run beteken hardop regs. Want later, ek het dit eintlik genoem in die begin, het ek weer gesê dat gradiënt is delta y op delta x en daardie delta beteken eintlik verandering in y oor verandering in x. Maar dis nou later se werk, nie nou nie. Vir nou kan jy nou maar net onthou dat die helling is die verandering in y oor die verandering in x. Nou dis wat ons nou hier gaan doen. Ons gaan nou dit ondersoek. So jy onthou altyd rise over run. En omdat dit positief is dit rise. Nou gaan ons na 'n negatiewe een toe, dan gaan ek vir jou wys, dis nie meer rise nie, dan gaan jy iets anders sien. Okay, maar vir nou, rise beteken, jy gaan na jou y-afsnit toe, en jy rise 2 eenhede. So jy gaan so maak, jy gaan sê rise 2. 1, 2, en jy run na regs 3. Kyk hier. 1, 2,
3. En daarso is jou nuwe punt, wat jy gaan verbind. Daar's hy. Nou gaan jy dieselfde doen. Van daai punt af, gaan jy nou weer rise 2 eenhede. Kyk nou hier. Ek kos verander die kleur. Miskien gaan dit jou help. Kyk nou, rise, hier gaan ons rise 1, 2 en ons run 3. Run is daai, ons run 3 eenhede. 1, 2, 3. Daar is ons punt. En jy maak 'n kolletjie, want dis jou puntjie. En dan die laaste ene, kos wat 'n ander kleur, kos wat pers. Het hy hom nou? Pers, goed. Ons rise over run weer. So ons rise is 2, dis die boonste getal. So ons gaan sê rise 1, 2 en ons run 3. 1, 2, 3 eenhede. So daar gaan ons punt wees. So ons sit ons puntjie daar en ons verbind al ons punte en daar is ons reguit lyn. En onthou, ek het jou mos nou al mooi geleer, wat 'n mens doen is, jy moet die vergelyking van die lyn daar op jou skets skryf. So jy sê, y is gelyk aan 2 op 3 x min 4. En daar het jy nou die gradiënt afsnit metode gebruik om 'n lyn te skets. Reg, wat nou gebeur is, hierso staan voorbeeld 2, die lyn y is gelyk aan 2 op 3x min 4 is geskets. Bewys dat die gradiënt 2 op 3 is. So dis dieselfde lyn as die vorige skyfie, nê? Daar het ek net vir jou gevra om die lyn te skets. Nou is dit die teenoorgestelde. Nou is hy geskets en ons moet bewys dat die gradiënt 2 op 3 is. Nou, die gradiënt, as jou lyn in standaardvorm is, y is gelyk aan mx plus c, dan is m se waarde die gradiënt. Dit is 2 op 3. So, ons gaan nou daai eintlik bereken, die gradiënt, want ons moet mos nou bewys dat die gradiënt 2 op 3 is. Nou, as jy na die punt toe gaan, na jou lyn toe gaan, dan kan jy enige 2 punte, solank hulle op die lyn lê, is dit reg, dan kan jy hulle 2 gebruik om die gradiënt of die helling te bereken. Nou, ek het nou liewer somme punt B en punt A gebruik. Daar sien jy nou vir punt B en vir punt A. Punt A, alhoewel hy die x-afsnit is, maak dit regtig nie saak nie. Dit kan enige, sien jy op daai lyn is 4 punte, dit kan enige 4 wees, want die gradiënt tussen 2 punte van 'n lyn sal presies dieselfde wees. Nou, hoe dit nou werk, is, onthou jy nou julle in die begin het gesê, die konsep van gradiënt is dus die verandering in y oor die verandering in x. En dit het ek nou vir jou probeer verduidelik met voorbeeld 1, waar ons gerise overrun het. Maar nou, op hierdie metode, gaan ons nou nie meer rise overrun gebruik nie. Ons gaan eintlik nou die 2 punte gebruik en hulle in daardie formule in vervang, want dit gaan later baie belangrik word in die volgende grade. So ons formule is y by b minus y by a op die x by b minus x by a. En ons een punt is punt B en ons ander punt is punt A. En onthou nou, dit kan enige van die 2 punte gewees het. Dit hoef nie daai 2 te gewees het nie. Nou stel ek voor, jy doen die volgende. Jy gaan na punt B toe en jy skryf daar, dit is die x by B, dit is die y by B. En by A sê jy, dit is die x-koördinaat by A en dit is die y-koördinaat A. En op daardie manier sal jy nooit verkeerd gaan as jy in vervang nie. Want kyk nou, ons formule vra die y by B. Nou wat is die y by B? Dit is min 2. Minus, want die formule het 'n minus in, daar is die minus, die y by A. En wat is die y by A? Jy gaan na A toe, die y by A is 0,
en dis hoekom daardie 'n 0 is. En dan alles op, ons formule sê, die x by b, dan gaan jy na b toe, die x by b is 3, daar's hy, minus, die x by a, dan gaan jy na a toe, die x by a is 6, en daar is hy. En sien jy, deurdat ek nou net mooi daarbo gaan skryf het, dis die x by a, dis die y by a, ensovoorts, het dit my baie gehelp toe ek invervang het. Nou gaan ons net die sommetjie klaarmaak. Nou sê ons, bo die lyn, minus 2 minus 0 is minus 2, en onder die lyn 3 minus 6 is min 3, en dan 'n min deel 'n min is 'n plus, en daar is ons gradiënt is plus 2 op 3. En sien jy hierbo, wou ek mos gehad het, bewys dat die gradiënt 2 op 3 is. So dit is hoe 'n mens 'n gradiënt bereken as jy 2 koördinate het. En dit hoef nie daardie 2 te wees nie, dit kan enige 2 wees. Kom ons doen nog 'n voorbeeld. Voorbeeld 3. Bereken die gradiënt van die lyn. Nou goed, daar het jy nou 'n lyn en daar is 2 punte op jou lyn. Die 2 punte is punt C, 1,0 en punt D, 0, min 3. Dit kan enige 2 punte wees, solank hulle net op die lyn lê. Die formule is, en jy hoef nou nie elke keer delta y oor delta x te skryf nie, jy kan dadelik gaan en die formule neerskryf. Y by b minus y by a, die verandering in y, oor x by b minus x by a. Goed, nou kom ons kyk nou. In hierdie geval is ons punte punt D en punt C. So, ek het my formule gaan verander. Sien jy, daar was dit y by b, nou is dit y by c, want my lyn se punt se naam is C en D. Maak dit vir jou sin? Nou goed, die 2 punte is dan nou C, 1 en 0, en D, 0 en min 3. En dan wat baie goed werk, is voordat jy nou begin invervang, want mense raak so de mekaar, gaan skryf jy nou daarbo die 1. Dit is die x by c, dit is die y by c. Hier by 0, dit is die x by d, en dit is die y by d, is min 3. So nou kan jy nie de mekaar raak nie. Nou kyk nou, ons gaan nou invervang. Die y by c is 0. Minus, want daar's 'n minus in die vergelyking. Die y by d, nou gaan jy na d toe, die y by d is min 3. En kyk bietjie mooi, ek het 'n hakkie gebruik, want jy kan nie 2 mintekens langs mekaar hê nie. Alles oor, die x by c, nou gaan ek na c se x toe, dit is 1, minus, want daar's 'n minus in die formule, die x by d, nou gaan ek na d toe, die x by d is 0, en daar's hy. Nou maak jy net klaar, nou gaan jy sê, bo die lyn, 'n min maal 'n min is 'n plus, 0 plus 3 is net 3, en 1 minus 0 is 1, en dan kan jy net sê, want omdat dit op 'n deurskynende 1 is, skryf ons nie daar die 1 nie. So die gradiënt of die helling is net 3. Nou wil ek gou vir jou ietsie wys, want ek probeer so hard om alles vir jou te laat sin maak. Nou kyk nou. Onthou jy, ek het gesê dat helling is rise over run. En daardie een video wat ek vir jou gemaak het, waar ons die lyne geskets het deur van die gradiënt afsnit metode gebruik te maak. Kom ons kyk gou-gou. 'n rise over run se gradiënt. Onthou jy, ons begin by die y-afsnit en dan rise ons 3. Ek's nou hier, né? Rise over run. So 3 op 1. Ons rise 3
Kyk, 1, 2, 3 en ons ran 1. Ons ran 1. So dit is eintlik wat helling is. So helling is delta y op delta x. Dit is hierdie gedeelte tussen daardie twee punte waar jy die rise, die 3 op rise 3 ran 1. Delta y op delta x. Die verandering in y oor die verandering in x. Voorbeeld 4. Bereken die gradiënt van die lyn. So wat ons nodig het, is ons het twee koördinate wat op die lyn woon. Nou kom ons kyk nou. Ons kyk nou die lyn, daar is punt K, dit is die y-afsnit 0,4 en daar is 'n ander punt, die punt L 1,2. Daar is ook hierdie punt, dit is die x-afsnit en dis die punt 2,0, maar kom ons werk nou met K en L, want ek wil bietjie hê jy moet ander punte gebruik as net die twee afsnitte. Nou goed, daar is ons formule. Gradiënt is die y by b minus die y by a op die x by b minus die x by a. Maar ons lyn se punte se name is K en L. So jy verander die formule dat dit wees die y by k minus die y by L oor die x by k minus die x by L. En dit maak nie saak of jy vir K eerste skryf of vir L eerste nie. Dit maak glad nie saak nie, solank jy reg in vervang. Nou goed, baie belangrik. Jy gaan na jou twee punte toe en jy gaan skryf bo die 0. Daardie ene is die x by k en daardie ene is die y by k. 1 is die x by L en 2 is die y by L. En nou het jy eintlik die hardste werk gedoen, want nou moet jy net lees. Kyk, ons formule, die y by k, dan gaan jy na k toe, die y by k is 4, minus, want daar's 'n minus in die formule, die y by L, dan gaan jy na L toe, die y by L is 2. En ek het hom sommer in 'n hakie gesit, was eintlik nie eens nodig nie. En dan as ons nou na die x toe gaan, dan is die x by k is 0, minus, want daar's 'n minus in die formule, en die x by L. Dan gaan jy na L toe, die x by L is 1. Dan maak jy nou net klaar. Jy kan nou daai minus in vermenigvuldig, en jy kry 4 minus 2 is 2, en onder die lyn 0 minus 1 is min 1. En dus is ons gradiënt van daardie lyn min 2. En ek was baie bly dat my teken negatief was, want onthou jy, ek het vir jou geleer, 'n lyn wat so omhel, het 'n negatiewe helling, en 'n lyn wat so omhel, en ek vloek nie nou nie, het 'n positiewe helling of 'n gradiënt. Hier is 'n boodskap van my hondjie, Karossie Valentino. Ewewydige lyne. Nou wat ek vir jou wil sê oor ewewydige lyne, is dat hulle hellings of gradiënte is dieselfde. Nou as jy nou na hierdie twee lyne kyk, kom ek gaan nou sommer aandui dat hulle ewewydig is so. Kom ons kyk gou, waar kry ons 'n lyn se gradiënt nou weer? Onthou jy, as hy in standaardvorm is, y is mx plus c, dan is die getal, die koëffisiënt voor x, dit is m se waarde en m is die gradiënt. So hierdie groen lyn se gradiënt is 3, en as jy na die oranje lyn toe gaan, kom ons skryf gou weer standaardvorm neer, y is gelyk aan mx plus c, dan m is die koëffisiënt, die getal voor x, so sy gradiënt is ook 3, en daarom is daardie twee lyne ewewydig. Let bietjie op, jy sal sien dat hierdie groen lyn se y-afsnit is plus 3, en die oranje lyn se y-afsnit is min 2, so ek probeer net vir jou sê, dit maak nie saak wat die y-afsnitte is nie,
as die getal voor x dieselfde is, dan beteken dit die helling is dieselfde, daarom is hulle ewewydig. Kom ons kyk gou nou nog 'n voorbeeld. Daar vlieg dit nou vir jou in, 2 lyne en daar is die 2 lyne se vergelykings. Waar kyk ons dan nou vir ewewydige lyne as hy in standaard vorm is? Kom, die pink lyn lyk dit vir my, y is gelyk aan mx plus c. So daardie lyn se gradiënt, ek wou nie x, is daar min 3/5. Onthou, gradiënt is 'n getal, dit het nie 'n x by nie, nê? En dan hierdie ander bloue hieronder in standaardvorm, y is mx plus c. M is net die getal, die koëffisiënt van x. Sy gradiënt is min 3/5. So daardie een is min 3/5, daardie een is min 3/5. So hulle is ewewydig. Ewewydige lyne se gradiënte is dieselfde. Kom ons doen gou 'n voorbeeld. Is die lyne y is gelyk aan 2x plus 4 en min 2x plus y min 3 is gelyk aan 0, ewewydig. Nou jou probleem hier is daardie lyn, die eerste ene, y is gelyk aan 2x plus 4, is in standaard vorm. So ons weet dat sy gradiënt is 2. Nou kom ons vat nou hierdie ander lyn. Die ander lyn is daai lelike ding. Jy skryf dit neer en dan moet ons nou eers hard werk. Ons moet hom nou eers in standaard vorm kry. Standaard vorm beteken y alleen, nê? So wat ons doen is ek het hierdie min 2x laat oorloop en dit het plus 2x geword en ek het min 3 bedoel ek laat oorloop. So nou is my lyn in standaard vorm, y is gelyk aan 2x plus 3. Kyk daar, waar kry ek die gradiënt? Daar, die koëffisiënt van x, 2, en daardie lyn se m was ook 2, dus ja, hulle is ewewydig, want hulle gradiënte is dieselfde. Albei is in standaardvorm en toe is dit m2. Kom ons doen nog 'n voorbeeld. Voorbeeld 6, is die lyne min y min x is gelyk aan min 3 en y plus 7 is gelyk aan min x ewewydig. So hoe gaan ons dit regkry? Ons moet hulle eers in standaard vorm skryf. So die eerste ene, min y min x is gelyk aan min 3. So wat ek gedoen het, is ek het die x laat oorloop en hy word toe plus x, maar oppas, hierdie lyn is nog nie in standaardvorm nie, want standaardvorm is positief y, nie negatief y nie. So wat ek gaan doen, is ek gaan regdeur deel met 'n min, en my lyn word toe y is gelyk aan min x plus 3. So wat is ons gradiënt hierso? Hier is ons gradiënt min 1, want dit is x se koëffisiënt. Ons ander lyn moet ons ook in standaardvorm skryf, so y plus 7 is gelyk aan min x. So al wat pla is die plus 7 loop oor, hy word min 7, so ons kry y is gelyk aan min x min 7. Waar kry ons die gradiënt? Dit is daar, so m is min 1, en wat sien ons? Ja, albei se gradiënte is min 1, daarom is hulle ewewydig. Baie dankie dat jy na my video gekyk het. In die volgende video gaan ek vir jou leer hoe om die vergelyking van 'n reguit lyn te bereken. Klik op die video in die linkerkantste hoek hierbo om jou direk na daardie video te neem.